Lekker om saam met jou te kuier en ja, jy is op die regte plek vanaand en glo jy het een besonderse dag agter die rug. Kan jy glo, ons is alweer aan die einde van die dag en glo dat jy ook nou rustig is en bietjie afgeskaal het en vanaand rustig saam kuier om die woord en vanaand ook so hoor wat die Here vir jou in storie het. Daai Lise, my ou vriendin, sy is ingeskakel. Ek dink dit gaan reën omdat sy ingeskakel is. Lekker om met julle almal saam te kuier. Ivan, Pieter op TikTok, almal op Facebook. Vandag 'n paar beradingssessies agter die rug en eintlik nou net kom sit. En is opgewonde oor vanaand se boodskap en kan nie glo ons is al deur dag 10 en glo dat die Here ook in hierdie vastyd jy weet met jou besonderse waarhede deel en diepte deel en jouself ook by 'n plek het waar jy ook begeerte het van meer en van God se diepte vir jou lewe. Ek wil vanaand jou uitnooi om ook jou hart oop te maak om te hoor wat die Here ook vir jou wil sê. Ek wil vir jou sê elke boodskap wat ek bedien oor dit wat ek gesels is iets wat in my eie lewe jy weet gedagtes, jy weet opper en ek daaroor dink en baie keer as ek in gebed is en stil is en dan dink ek oor iets wat ek iewerste opgetel het in 'n gesprek of wat ek ervaar het in my eie situasies en dan gaan bepeins ek en vat my foon en ek lees die woord en ek gaan kyk na verklarende Bybels en dan kom ek tot 'n slotsom, ja, dit gaan iets wees wat ek kan deel vir iemand en iemand kan baat vind daaruit en dan, ja, is dit vir my altyd lekker om dit te deel. Vanaand is vir my weer so aand, ons het vandag in ons Daniel vas bietjie gesels oor daai standvastigheid in die Here. En ek dink dit is nodig dat ek en jy ook vanaand se boodskap moet hoor en vanaand tot jou hart ook sal spreek. Ek wil jou uitnooi om sommer net rustig te sit en te luister. As jy nog nie op ons groepe is nie, jy sal sien my nommer verskyn op TikTok. Sien Ivan is al reeds aanlyn en my nommer verskyn ook so op Facebook en dit is altyd lekker dat jy kan inskakel en geniet dit. Ek dink Karen sal my nommer opplaas. Ek sien Ursula het hom opgeplaas ook. Baie dankie Ursula. Ons krag het nou net aangegaan. Dis kom ek 'n minuut of 3 laat was want ek moes nou eers die Jenny afsit en toe nou jy weet sorg oor normale krag te sit. En hier is ek nou. Ek sien ons het daarom sein en is lekker om saam met elkeen van u te kuier. Mag vanaand jou sommer net bless uit jou sokkies uit. En dat vanaand ook, dankie Renier, ag, weet, ek so bly om Renier, as ek Renier sien, dan is ek sommer net happy. Renier, lekker om jou vanaand saam met ons te hê, en vir elkeen wat ingeskakel is, mag die Here julle ryklik seën. Vanaand praat ek oor standvastigheid in 'n veranderende wêreld. Maar ek wil sommer, terwyl jy nou ingeskakel is, saam met jou bid en jou opdra aan die Here. Here, wat 'n voorreg dat ons in hierdie aand so net kan stil word en van al die gewoel kan wegstap. Dankie dat ek vanaand net so 'n bietjie kan stil word as man en as vrou en ook net kom sit om te neem wat u vir my instoor het. Seën hom en haar vanaand, Here. Dankie dat in 'n veranderde wêreld aanbid ons 'n onveranderende God. God van gister, vandag tot in ewigheid, dieselfde. As alles kan verander, u verander nooit nie. En ons loof u, ons prys u vir vanaand en dankie vir genade en liefde. Here, daar's niemand soos u nie. Niemand wat opgemeet te vergelyk kan word met u nie. So wil ons u loof en eer in Jesus se naam. Amen. Nou ja, jy kan gaan Daniël lees. Dis nie baie hoofstukke nie. Maar Daniël 1, Daniël 3 en Daniël 6 gaan ek 'n bietjie by stil staan en
Die dagstukkies het ek meer geformuleer rondom die vas, en ek praat rondom my dagstukkies ook baie daarop. So baie wat dalk noodwendig of gedurig luister, sal nie so baie baat vind daarbey, soos ander wat die Daniel vas volg, of dalk 'n besluit geneem het om in hierdie Daniel vas 'n bietjie homself toe te wy, en selfs soos aandiens te volg, gaan dit vir baie sin maak. En ek wil sommer vanaand jou uitnooi om te hoor wat die Here ook vir jou wil sê, want jy hoef nie aan te pas by 'n wêreld om relevant te wees nie. En ek dink dit is een van die groot probleme. Mense wil soos die wêreld word. Mense wil aanpas om in te pas en om relevant te kan wees. Maar ek wil vanaand vir jou sê, jy moet standvastig wees om vrugbaar te kan wees. Hoor wat ek vanaand vir jou sê, 'n wêreld wat verander waarin ons lewe, is die realiteit. Ons leef in 'n tyd waar alles vinnig verander. Dinge verander baie vinnig. Waardes, die waarheid, die identiteit, selfs wat reg en verkeerd was, is nie meer dieselfde nie. Wat op 'n tyd reg was, is nou verkeerd, en wat verkeerd was, is nou reg. So wat gister aanvaarbaar was, is vandag verwerp, en word verwerp. En wat gister verkeerd was, word vandag gevier. Dis hartseer, dit is krom en verdraai, dis die realiteit. Ek het 'n sleutelvraag wat ek wil vra, en sommer aan jou vra, hoe bly ek getrou aan God, sonder om irrelevant en geïsoleer te voel? Ek wil vir jou sê, om kind van God te wees, is glad nie boring nie. Om uitverkoop te wees aan die Here, is eintlik 'n voorreg. Jy's nie anders nie. Ek dink ons is anders, of hulle sien ons anders en weird, omdat ons nie dalk die standaard handhaaf wat in die wêreld gehandhaaf word nie. En dat dit wat vir die wêreld 'n norm is nie vir ons 'n norm nie. Romeine 12 sê in die eerste gedeelte, moenie in vers 2 aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, maar word verander in jou gemoed. Nou, Daniel is in 'n vreemde land. Die druk om aan te pas was verskriklik op Daniel gewees. En ek dink jy kan vanaand as man wat luister met my saampraat, dat jy het baie uitdagings, en as vrou baie uitdagings. Maar ek wil by dit sê dat jy het nie verskoning om in te gee en te vou onder die aanloklikhede en die sonde en die orde en norm en standaard van hierdie dag nie. Bietjie agtergrond van Daniel, en jy kan dit gelees in Daniel 1, hy en sy vriende word uit hulle land uit verwyder, en hulle name word verander, en hulle kultuur en hulle geloof word uitgedaag. Dink 'n bietjie aan jou, aan my, ons kultuur, ons geloof, ons word baie uitgedaag. En ek en jy het nodig om dan waardes te openbaar. 'n Belangrike waarheid is dat die wêreld begin altyd deur jou identiteit te herdefinieer voordat dit jou gedrag verander. Daniel 1 sê, hy sê in vers 8, hy sê, maar Daniel het in sy hart voorgeneem om hom nie te verontreinig nie. Jy sien, Daniel het 'n besluit geneem. Ek is in 'n nuwe land, 'n nuwe kultuur, hier's 'n ander godsdiens. Hulle doen dinge anders as ek, maar ek gaan nie daarvoor buig nie. En hier is die insig dat standvastigheid begin in 'n hart, lank voor
dit in dade gewys word. Om standvastig te wees in jou weë, gaan oorvloei ook in jou dade. En daarom is dit belangrik dat ek en jy versigtig sal wees in ons lewens rondom hierdie onderwerp. En as ek dit sê, dan sê ek vanaand vir jou, staan vastig in al jou weë. Jy moet nie buig nie. Dit is hartseer dat mense hulle lewens, en ongelukkig is dit so dat ek praat met baie mans, ek is met baie plekke waar ek met mans praat, en mans het kompartimente. Ek is by my pelle so, ek is by die rolbal so, ek is by my stokperdjie so, en dan is ek by die kinders se atletiek en by skoolfunksies is ek so, en dan by my huis is ek so. Ek is heeltemal ander, ek het verskillende boksies. Ek het my sportboksie, en dan tree ek so op, en dan praat ek saam, en kuier saam, en drink saam, en oreer en vloek saam. En dan is ek daar so, en dan is ek by die kerk so. En ek dink God self kyk soms na hierdie man en sê, wie is hierdie? Ek ken hom nie. Jy moet in jou pasoppens wees, as jy 'n dubbel lewe lei. Jy gaan dit nie vir lank so kan volhou nie. Baie keer in my spreekkamer dan ervaar ek dat dit die geval is dat mense teleurgestel is in ander, omdat, jy weet, ek het hom nou leer ken, en dis heeltemal iemand anders. Omdat sy weë dubbelstandaarde het. Sy handel en wandel is nie dieselfde nie. Hy het 'n kompromie met die wêreld. En vanaand moet jy ook na jou lewe kyk en vir jouself afvra, is my aand en môre praatjies dieselfde? As ek my hande in die kerk opsteek en die Here daar loof en eer en prys, is dit ook so daar waar die tekkie die teer tref? Ek sien Daniel se houding, hy was baie wys gewees. Hy was teenoor die koning en in hierdie kultuur en vir ander godsdiens. Kan jy sien, hy het respek nog steeds gehad. Hy het nog steeds wys opgetree. En wat vir my so mooi was, hy was konsekwent gewees. Ek dink sommer terwyl ek nie oor praat oor Josef. Josef was ook soos in die diepkant gegooi. Hy is verkoop deur sy broers. Maar dit het nie van hom 'n ander mens gemaak nie. Die geloof wat hy gehad het in sy stad, het hy nog steeds geopenbaar in 'n vreemde land met 'n ander godsdiens. Ek sien vir Daniel en ek sien dieselfde. Ek sien vir Paulus wat toe hy tot inkeer gekom het, onwrikbaar gestaan het op die beloftes en sy ja was sy ja en sy nee was sy nee. En vanaand kan jy en ek ook by so 'n plek kom in ons lewens om in 'n veranderde wêreld nog steeds standvastig te wees sonder om te buig. Jy sê vir my, Stef, dis baie moeilik, ek moet kontrakte teken en ek moet target maak en dit vra vir my om in kringe te beweeg. Ja, ek moet vanaand vir jou sê, as besigheidsman, as prediker, jy weet, is ek gedurig in geselskappe van mense wat die Here glad nie ken nie. Inteendeel, dis daar waar jy juist standvastig moet wees, daar juist waar jou lig moet skyn, daar wat jy nie moet buig nie. Ek het geleer dat in daai standvastigheid kyk baie na, onthou, baie oë is op 'n man en 'n vrou wat in hulle wees standvastig is. En baie oë is op jou uit 'n negatiewe perspektief wat oogpunt om te kyk wanneer jy val. Maar wanneer jy daarin dit jou leefstyl en jou wandel is, dan hoef jy nie bekommerd te wees nie, want dis wie jy is in die oggend 2 uur en vanmiddag 4 uur is dieselfde mens, is nie iemand anderste nie. Daniël 1 kom en hy sê in vers 12, stel ons tog op die proef vir 10 dae. Hy wil hulle bewys dat hy hoef nie te eet, hy hoef nie te drink wat hulle drink en te eet wat hulle eet en in hulle kringe te sit en te aanbid wat hulle aanbid nie, maar hou my dop vir 10 dae en kyk 'n bietjie.
Ek sal net groente eet en net vrugte eet, sê hy in Daniël 1. Hy sê, na 10 dae sal jy sien, my gesig blink nog steeds, my hare is nog steeds, dit is nog mooi. Toets my. 'n Praktiese les vir ware standvastigheid, dit skreeu nie en jy weet, dit dreig nie, dit manipuleer nie, bly getrou sonder 'n kompromie, jy het nie nodig om daai pad te stap nie. Wysheid, standvastigheid trek guns. Om wys te wees, trek guns. Om standvastig te wees, om getrou te wees, trek guns. En God, sê hy in vers 9 in Daniël 1, het aan Daniël guns en barmhartigheid gegee. En vanaand voel jy dalk jy het baie om te verloor. Nee, as jy op die waarde staan van God se woord en dit hou in jou lewe, dan sal God jou seën. God sal na jou kyk, God sal vir jou veg. Jy hoef dit nie te doen, hy sê hierso, en God het Daniël guns en barmhartigheid gegee. Dit is dieselfde met Josef. Dit is dieselfde met Josef. Dit is 'n toets wat ek en jy kan, of dit is 'n onderwerp wat ons so praat vanaand, dat jy kan gevat en gaan uitleef, en jy gaan die resultate pluk. En dit trek guns. Want die verlore wêreld, die mense wat 'n kompromie aangaan, jy weet, die wêreld soek manne wat opstaan vir die waarheid, al wil hulle dit nie altyd wys en sê nie. Maar 'n man wat staan vir reg en verkeerd, is selfs ook 'n man wat met klippe gegooi word. Dink aan Jesus, toe hy daai duiwels in die varke in Gadara ingevaar het en in die see gevrek het die volk of die dorp het Jesus weggejaag. Want hy kom inmeng met hulle ekonomie, want die varke was hulle ekonomie. En hulle het nie gehou van wat Jesus gedoen het nie. En Jesus moes vlug, hy moes in die raas trek. Hy het hom weggejaag. Want sy standvastigheid om nie 'n kompromie aan te gaan nie, het lewe gebring, het lig gebring, en duisternis hou nie van lig nie. Standvastigheid. Die oomblik wanneer daar standvastigheid is in 'n man se wee, in 'n vrou se wee, weet jy wat, dan krioel demone, en wat dan gebeur is, hoor wat ek vanaand vir jou sê, kom ons hierdie oor bid vandag, en ons Daniël vas, en hierdie uitstaan is, om die wêreld, en hoor vanaand, is moeg vir valsheid. Ek soek iemand wat eg is. Ek soek nie valsheid nie. Ek soek nie iets wat plastiek is nie. Jy weet, alles is plastiek. Party tannie se lippies is plastiek, hulle wangetjies is plastiek, hulle borsies is opgepomp. Ek sien mans deesdae pomp hulle kuite ook op. Hulle plant nou hulle gel op in hulle kuite ook. Ai. Daar's altyd kuite, daar's altyd muscles, en dit word vir hulle ingespuit, en alles is plastiek daar buitekant. Alles is, en ek sê nie in dit dat alles is verkeerd nie, maar wat ek daarin sê is, ons is so gewoond daaraan. En die egtheid is net nie meer daar nie. Ons lees in die media, ons kyk in die paparazzi oor hoe mense vou, en ons sien hoe sportleiers val, en hoe daar kompromie aangegaan word met sonde, en geestelike leiers, jy weet, toegesluit word vir bedrog. Jy sien geestelike leiers wat sonde begin lief kry, geestelike leiers wat geld begin najaag, en dan verloor hulle waarde, en dan is daai woord leeg, en mense soek die egtheid, want waar egtheid is die krag en die teenwoordigheid en die vuur van God. Hoor jy wat ek vir jou sê? En God daag my en jou uit om in hierdie seisoen van ons lewens werklik, jy weet, in ons wee geken kan word as iemand wat nie sal buig nie. En ons het baie uitdagings. Daar's 'n prys vir standvastigheid.
Dink aan Daniel, wat het dit gekos? Sy prys wat hy moes betaal was 'n vuuroond in Daniel 3. Hy moes in 'n leeukuil beland het in Daniel 6. Dit het beteken dat daar was van die geestelike leiers wat boeke geskryf het wat sy koppe gerol het. Hulle koppe is afgekap. Paulus is in 'n tronk gegooi. Stefanus is doodgegooi met klippe. Omdat hulle standvastig gewees het. Hoekom sê ek dit? Want ek het van dag 1 van 2026 gesê dat die Here wys my dat hierdie gaan 'n jaar wees van orde in mans en vrouens se lewe, en dit gaan wees dat wanneer mans en vrouens regmatigheid God toelaat om in hulle lewens te werk en 'n standaard te handhaaf, gaan dinge begin afval, en dit bring my by vanaand oor standvastigheid is om nie te buig vir die mooi daar buite nie. Dink jy ek wat Stefan is, dink jy ek word ook baie keer jy weet gekonfronteer, baie. Ek word baie uitgedaag. Ek word deur baie situasies en mense getoets ook. En dit vra dat ek moet standvastig wees. En vanaand praat die Here met ons om hierdie ons gebed te maak en te bid om by 'n plek te kan kom, want standvastigheid en hierdie is 'n waarheid het soms konsekwensies, maar kompromie het altyd, jy weet, geestelike kostes. Ek hoor wat jy sê, standvastigheid, ek hoop jy hoor, het soms 'n prys wat jy moet betaal. Om nee te sê vir bedrog, om op te staan vir die waarheid. Maar as jy kompromie aangaan, wil ek vir jou sê, gaan jy geestelik dierlesse betaal. Nie net geestelik nie, maar wat doen die duiwel? Hy laat jy die lekker proe en dan spoeg hy jou uit. Ek sê altyd, as jy iemand sien val en iemand kom op, en ek het onlangs was daar 'n sportman wat gehuil het oor adultery en hy sy gesin teleurgestel het en hy bedank as 'n kaptein van 'n bekende cricketspan in die wêreld. Nou, in hierdie laaste 6 maande. Dit het nie daai oggend gebeur nie. Dit het lank terug gebeur. Dit het nou uitgekom. Jy weet, nou val hy. Maar uiteindelik al lankal ingegee. Integriteit loop hand in hand met standvastigheid, en integriteit is dit wat jy doen daar in die donker wat niemand sien nie. Dis daar waar jy alleen is, dis integriteit. Dis 'n man en 'n vrou van God waar jy alleen is, nog staan vir reg en verkeerd. Daniel het 'n prys betaal. Is jy bereid om 'n prys te betaal om nee te sê en om standvastig te bly? Hierdie is 'n uitdaging vir jou en my vanaand. Daniel 3 sê in vers 18, hoor wat sê hy, sê, maar al doen hy dit nie, sal ons u gode nie dien nie. Jy weet, hulle geloof was nie afhanklik van die uitkoms nie. Jy weet, maar van die karakter van God. En daarom het hulle nie bekommerd gewees nie, want hierdie manne het in verhouding met God gestaan. En die oomblik as jy in verhouding staan, dan weet jy wie jy is. Jy ken jou rol. Vanaand, oor my hart, is werklik waar 'n plek waar jy moet kom, om jou hart te deursoek. En wat ek gesê het verlede week in een van die boodskappe, create in me a clean heart, O God. Dink jy gister? Here, dat hierdie 'n rein hart en lewe wees. Ek en jy moet dit prakties kan toepas in vandag, in 'n veranderende wêreld, en standvastigheid. Want vandag se druk en het ons baie in sosiale media en menings. Jy moet op TikTok mense se menings gaan luister. En elke ou wat vanaand luister het ook 'n opinie rondom my.
het 'n mening wat reg en verkeerd is. Maak nie saak nie, wat ook goed is. Maar hierdie veranderende wêreld se druk maak dat ons baie keer optree op maniere wat ons uit ons karakter uit is. Dink jou werksplek, daai kompromie op 'n Vrydag aand braai saam met die manne, of 'n naweek weg saam met manne, om hy stripklub te wil gaan besoek. Jy weet, niemand gaan weet nie, ag, ons net ons klomp manne hier. Ek kan onthou, paar jaar gelede het ek 'n funksie bygewoon. En by die funksie was daar drank ook gewees. Ek was op die kantlyn. En vir een of ander rede klap 'n man my van die kant af. En ek het saam met iemand na hierdie plek toe gery en ewe skielik sit hierdie manne my in hulle kar en is groot manne en ons ry. En hulle stap by 'n nagklub in. Ek het buitekant op die pavement gesit. En toe kom haal hierdie manne my en hulle vat my terug in hy klub in. In 'n ontkleed dansplek. Dit was my 'n plek waar ek nie ken nie. En ek het hard gespook, hard gepraat en moes met fors myself daar uitkry. Dit het konsekwent, dit het baie gevat. En as ek dit sê, dan sê ek dit vanaand vir jou om te sê, ja, jy kom in situasies waar jy nie wil wees nie, maar dan moet jy opstaan. En ek moet sê, nee, hierdie manne, en ek het met hierdie manne gepraat, en dit het ongelukkig, jy weet, daarna baie golwe het gebreek. Daar het baie storms in baie huise gewees daarna. Maar ek het opgestaan vir wat ek staan. Ons hoef nie so te wees nie. Jou standaard, jou integriteit, gaan iewers te getoets word. Ja, maar hier's niemand nie. Ek is hier, God is met my, saam met my, ek kan nie. En dan kan gesinsdruk. Jy weet, en ons dink so baie aan daai finansiële versoekinge, daai morele vaagheid. Mense, ek hoop jy hoor vanaand wat ek vir jou sê, hierdie is die orde van die dag. Ek kan dit nie oorbeklemtoon om vir u te sê, in die laaste 4 jaar, hoeveel mense gesteel het by firmas, en uitgevang is en tronkstraf uitdien. Pragtige, dierbare mense, maar wat geswyg het, wat geld begin lief kry het, wat druk gehad het en nie kon opstaan en standvastig wees nie, en is gevang en is toegesluit. Vanaand praat God met jou en my om waar jy nou luister. Ek weet nie wat praat met jou hart en wat dink jy nou aan in jou eie lewe, en dalk is dit nodig dat ek en jy 'n bietjie luister vanaand oor dit, om vir mekaar te sê, so, ek moet na my lewe gaan kyk. En ek wil jou 'n vraag vra. Jy hoef nou nie in te tik nie, maar dink daar in jou hart. Waar word jy tans versoek om jou waardes te versag, prys te gee? Waar vra God my vanaand om standvastig te wees? En hy vra ons om op elke terrein, daag God ons uit, om onwrikbaar
te kan stap en te staan. Ek het iets geleer. Ek is nooit skaam om te sê ek het foute nie. Ek het nooit 'n skaamte om te sê ek maak foute nie. Want uit dit uit leer ek, en uit dit uit skryf ons toetse. En daaruit staan jy op en jy skryf dit nie weer nie. Ek wil nie weer uit toets dop nie. Ek kom om deur. Moenie jouself roof van soveel wat God vir jou instoor het, deur om 'n kompromie aan te gaan. Deur om jou gesin prys te gee vir vriende. Jou besigheid prys te gee, jou finansies prys te gee vir bedrog. Om iets te doen agter ander se rug wat niemand van weet nie, het 'n manier wat altyd uitkom. Daar's 'n seën vir 'n man en 'n vrou wat standvastig is. Jakobus 1 sê so mooi in vers 8, 'n dubbelhartige man is onbestendig in al sy weë. Onbestendig in al sy weë. Jy sien, jy hoef nie populêr te wees om invloedryk te wees nie. Ek kan onthou, ek deel dit sommer met jou, ek ry lankal nie meer die sportkar nie. Maar ek het baie keer die sportkar wat ek gery het, het mense jou veroordeel. En het gesê, ja, hierdie man is 'n najager van geld. Ek dink baie min mense het agter die skerm geweet dat daai man werk vir daai voertuig. Ek ry hom al lankal nie meer nie, 2-3 jaar nie meer nie. En baie keer daarna het mense jou genader in besigheid en dit gesien en dan neem hulle aan, maar jy doen onwettig besigheid. Want dis waar jy is. En hoe vinnig ek met 'n man sit om 'n tafel en vir hom sê, ek eer God in alles. Ek ken God in alles. Sien jy 'n man verdwyn of hy vrou verdwyn en of so 'n persoon vind hom te sê hier's egtheid. Die wêreld soek manne en vroue wat in goed en in sleg standvastig is. Wat selfs in die beste tye nog steeds by God is en God nie vergeet nie. In die moeilikste tye God soek. Sien vanaand hoe God by jou en my kom staan om te sê, jy het nie nodig om soos Piet en Koos te wees nie. Don't live up with the Joneses. Moenie probeer wees soos daai man en daai vrou nie. En ons is ongelukkig baie keer, jy weet, word ingekontrol, stadig, deur leuns en deur 'n wortel wat voor jy gehou word. Maar as jou fondasie reg is, sal jy standvastig wees. En vanaand weet ek ook dat God kom staan by my en jou stil om te sê, wat count is your purpose. Jy het 'n purpose en jy het waardes. Dis wat krag dra. Is wanneer jy staan ten midde van, ten spyte van. 1 Korintiërs 15 sê in vers 58, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here. En vir my, in elke faset, as ek dit doen ek dit voluit. En ek vertrou die Here voluit. Ek gaan nie 'n kompromie aangaan. Die standvastigheid vandag, wil ek vir jou mee, ek wil met dit afsluit om vanaand weer te sê, standvastigheid vandag, beskerm jou getuienismôre. Hoor jy wat ek sê? Jou standvastigheid vandag, beskerm jou getuienis van môre. En vanaand, Here, kom ons en ons bid vir wysheid en vir moed en vir geestelike ruggraat, om nie in te gee, nie te buig, voor gode, voor mense, voor geld, en voor aanloklikhede, en voor keuses wat mense vir ons gee. As jy dit doen, sal ek dit doen. Here, dankie dat U
Vanaand moet ons elkeen duidelik praat om nie daai pad te stap nie. Ons harte te bewaar en te beskerm, op te pas, sodat ons nie daai pad stap nie. Dankie dat ons vanaand kan stil word voor U in erkentlikheid dat U is heilig en waardig. Here, dankie vir krag. Dankie dat U ook vanaand met hierdie man en vrou gepraat het en met my gepraat het en ons vanaand gehoor het. Keuses wat ons moet maak, ons erken en ons bely vanaand, ons baie keer verkeerde weë gevolg het en verkeerde paai gestap het. En die uiteinde daarvan was sonde, die uiteinde daarvan was om weg te gestap het van U af. Maar vanaand is U mans en vrouens wat terugkom en erken en bely. Ons kom net soos ons is. Dankie vir U groot genade, dat U my vanaand aanvaar net soos ek is. Met my goed en my sleg, met my swak en met my sterk. En ek lê vanaand my lewe neer, saam met hierdie man en vrou, deur om te kom en te sê, Here, ons kom om te bly, ons standvastigheid is in U. Ons het U krag en hulp nodig in 2026 om nie in te gee onder daai liste daar buite. Ons eer U vanaand, omdat U 'n waarmaker van die woord is en dat die woord ja en amen is. Dankie dat ons vanaand ook kon kyk na 'n Daniël, 'n Josef, 'n Paulus, wat nie gebuig het nie. Here, my gebed vanaand is, omvou my met krag en sterkte, met wysheid en insig, en lei my om in 'n veranderende wêreld nog steeds aan U vashou en U te volg. Groot en magtig is U. In Jesus se naam. Lekker gewees om vanaand saam met jou te kuier en ek sien so uit om môre aand sal tyd saam met jou te kuier en pas jou op en kyk mooi na jouself. Jy's kosbaar en jy's nie die omstandighede wat jy in sit. Dis definieer nie wie jy is nie. Jy's meer as jou omstandighede. Jy's meer as hierdie storm. Jy's meer as die tekortkominge. Maar God vra van my om as man op te staan, as vrou op te staan. En my waardes uit te leef. Standvastigheid. Vandag beskerm jou en my getuienis môre. Lekker gewees om saam met jou te kuier en kyk uit môre aan saam met jou wees so te kuier. Ek glo dit gaan goed met jou wat vas en jou stilte tyd en jy weet jou afsondering. Mag Here jou handewerk ryklik seën. Jou voetstappe sag sal wees en jou storms ook stil sal word. En jy sal sien en sal ervaar, hierdie is die aangename jaar van die Here wat vir my aangebreek het. Die beloftes wat ver was, dankie Here, dat dit nader kom. En ek het nou beleef en ervaar. In Jesus se naam. Goedheid en guns. God bless. Mooi aand vir jou.